Die antichrist gaan op die sien kom, hy gaan 'n ooreenkoms maak met Israel, begin jou klop vir die laaste 70ste week van Daniël. So dan ons hierdie 7 jaar periode, in die middel van hierdie 7 jaar periode is die abomination of desolation, wat dan lei tot die groot verdrukking. Hierdie groot verdrukking tyd wat ons in Matteus 24 gelees het, van vers 15 tot 29 beskryf dit wat daar gebeur. Dan gebeur die wegraping saam met die son en maan wat verduister word, en dit lei dan na die dag van die Here. As ons kyk na eskatologie, die eerste vurk in die pad, eintlik nog voordat ons hierby uitkom, is jou hermeneutika. Sien jy die Bybel as meer letterlik, veral met profeseë te doen? Gaan jy meer letterlike interpretasie hê of gaan jy meer 'n allegoriese, simboliese interpretasie? Interessante ding hiervan is, hoekom het Johannes nie vir ons so eksplisiete, duidelike, saamgevatte Olyfberg rede nie? Jy kan gelees, hy dele hier en daar in sy evangelie, maar daar's nooit eksplisiet dit nie. En wat ek dink is omdat hy dit eksplisiet vir ons sê in Openbaring 6. En toe val ek op my knie en sê, dit is waarlik, ons dien 'n lewendige God. Wys my waar Mohammed hierdie gedoen. Wys my waar Boeddha dit doen. Wys my waar een of ander weird Hindu God dit doen. Hierdie is die lewendige God. Geen ateës, die allegoriese interpretasie en die rondskuif en die feite van die geskiedenis wat jy moet omwriemel om buite hierdie profesie uit te kom, is skrikwekkend. Bevredig. So, die groot ding wat ek vanaand wil uitlig vir jou, is ek wil hê jy moet waardeer die praktiese invloed wat vanaand het. Ons het nou laasweek so 'n bietjie begin praat oor die wegraping en goed, dit gaan 'n groot deel wees wat vanaand aan die gang is, maar ek wil hê, maak nie saak of jy gaan glo in 'n letterlike wegraping of wat ook al nie, die punt wat ek by jou wil los is, hoe prakties jou lewe, my lewe en die kerk se lewe gaan beïnvloed. Ek dink dit is die groter rede as net die teologie agter die hoekom ek die posisie inhou wat ek inhou. Maar weer eens, ons wil jou aanmoedig, doen jou eie navorsing, moenie my woord vat hiervoor nie. Doen jou eie navorsing, kom tot jou eie gevolgtrekking en dan gaan dit die meeste sinvol vir jou wees. So dis hoekom ek sê, hierdie is 'n lekker in diepte diep teologiese studie en dit is lekker om self deur dit te gaan. Dis hoekom ek sê, moenie net luister na my nie, gaan kyk ander ouens se opinies oor hierdie ding en dan kom jy tot jou eie gevolgtrekking. Maar wat ek wil klem op lê is die praktiese deel hiervan. Dis die ding wat my die meeste bekommerd maak. Dis die ding wat vir my die moed gee om hier te staan en hierdie ding vir julle aan te bied, want ek dink die kerk is in die moeilikheid oor hierdie konsep wat ek vanaand met julle gaan deel. Alright. So ook saam met dit, die ander groot ding is, maak al reject jy alles wat ek vanaand hier sê. En jy stem hier saam en is alles vir jou simbolies en allegories. Die een ding waar ons almal moet saamstem is daar is 'n oordeelstroon dag wat ons voor Christus gaan verskyn. Ek, jy, maak nie saak of jy daarvan hou of nie, gaan voor Christus verskyn en hy gaan ons oordeel op die werke wat ons gedoen het op aarde. Nie jou redding nie, ons is al deur dit. Jou redding is vir jou betaal aan die kruis, maar die oordeelstroon dag gaan ons almal voor staan en verantwoordelikheid doen vir die dade wat ons gedoen het, die werk wat ons gedoen het in hierdie liggaam. Ons gaan nog baie meer daaroor praat hier in sessie 7, wanneer ons praat oor Openbaring 20 en die millennial koninkryk en alles van dit. Maar die feit dat ons voor die oordeelstroon gaan staan, soos ons lees in 2 Korintiërs 5, is 'n given. Dit kan jy weet, gaan gebeur en dit is waar ons onsself moet voorberei vir daai dag in die werke wat ons daagliks doen. Okay. So, ander ding wat ons moet, soos admit, wat ek vir julle vanaand hier gaan gee. Hierdie is die mees belaglikste konsep in die hele Bybel. Okay, so ons het laasweek deur die ding gegaan van daar 7 wegrapings wat die Bybel sien en wat in die Bybel geskryf is en ons het deur dit alles gegaan, Henog en Jesus self en Johannes self en ons het deur al daai gegaan en die groot ding is meeste Bybelkommentators stem saam oor 6 van hulle, maar die een waar ons vanaand praat, hou hulle nie van nie, die wegraping van die kerk. Dis een, so dis vir my altyd snaaks dat jy kan letterlik 6 van hulle interpreteer, maar sodra ons sê die kerk word weggeraap, nou raak dit 'n probleem. So kom ons acknowledge, dit is 'n belaglike idee, dat die kerk net weg is en hier's nog mense oor en dis net gone, maar die enigste ding wat ek dink hierdie konsep het wat vir dit tel, is die feit dat dit moet waar wees. En ek gaan vir julle vanaand net skrif gee om dit te ondersteun. Ek dink die woord sê vir ons duidelik, praat van hierdie gebeurtenis en ek kan nie eintlik 'n ander manier om dit sien nie. Sodra ons dit so simbolies maak, verloor dit sy waarde. As ons dit net sien as 'n simboliese ding wat gaan gebeur, dan dink ek mis ons wat die Here vir ons wil sê oor. En jy sal ook sien, baie ouens sê dit is nie in die Bybel eers nie, of net in een plek. Jy sal sien as jy dit eers aandag gee daarop, is daar 'n klomp plekke in die Bybel wat hierdie gebeurtenis noem. En ons gaan vanaand kyk daarna. Soos ek gesê het, doen jou eie studie en dan ook vanaand se notas is nog die mees sinvol wat ek vir julle gegee het. Okay?
elke ander week se notas was deurmekaar, maar hierdie week sin gaan jy by die huis kan sit, deur dit werk en dit sal vir jou die meeste beteken, dink ek. Wat ek ook net vir jou wil sê is, dis nie in volgorde wat ek dit gaan aanbied nie. Ek het hierdie goed vir Willie gestuur al 2 maande terug. So baie van die studie wat ek gedoen het al verander, of ek het gesien, dis dalk 'n beter struktuur om dit so te doen. So moenie nou bekommerd wees om wat in jou notaboek staan nie. As jy wil notas vat dit net op jou eie langs die kant en dan na die tyd kan jy gaan en deur die notas gaan werk. Ook van die goed wat ek vanaand gaan behandel, of van die goeders in jou notas behandel ek nie vanaand nie, maar gaan volgende week daaroor behandel, van al die dele soos in Daniël 8 en so. So julle sal sien julle notas moenie nou te veel aandag gee daaraan nie. Okay, dan wil ek net ook hoor wie van julle toe gegaan en Matteus 24 en Openbaring 6 gaan vergelyk. Het julle gegaan en gekyk daarna? Is daar, kon julle 'n correlation sien? Kon julle ooreenstemming in van daai sien? Enigiemand? 'n bietjie, nie, niks. So bietjie. Okay. Ek gaan vanaand vir julle wys. Kom ons kyk na vanaand of jy dan 'n ooreenkoms kan sien tussen hierdie 2 hoofstukke. Want dis 'n groot prinsip wat ek wil deurbring vir vanaand. Soos ons vanaand aangaan, 'n paar belangrike terme. Die eerste een wat ons wil praat is wegraping. Dis 'n groot deel wat vanaand oor gaan, of in Grieks sê ons die harpazo, wat beteken om te snatch away, to be caught up, en in Latyns is waar die woord wegraping vanaf kom, of rapture, wat ons weet is rapiro of rapturo. So dit is van waar af die woord rapture kom. Maar wat dit beteken is wegneem, opraap. En ek het laasweek vir julle klomp ander skrif gegee as net dies wat ons vanaand gaan behandel. Die punt is, dit is deur die Bybel en daar's 7 geleenthede wat ons weet dit gebeur. En die ding waar ons vanaand wil praat is, gebeur dit met die kerk. Die groot verdrukking, moet jy verstaan, is nie net 'n groter verdrukking nie. Dis nie net, ons almal weet ons het verdrukking nou. Die Bybel sê, in this world you will have tribulation. Okay, so ons weet ons het verdrukking. Nou, groot verdrukking verwys nie net na bietjie erger verdrukking. Hierdie verwys na 'n letterlike periode van tyd waar Jesus self sê dis erger verdrukking as wat nog ooit in die wêreld was. So as jy gaan dink in die geskiedenis van die wêreld, jy dink aan die Holocaust en jy dink aan jy weet Napoleon se oorloë en wat Pol Pot en hierdie ouens en Stalin en hierdie ouens gedoen. Die wêreld het al boos tye gesien. Die wêreld het al verdrukking gesien. Hulle het 'n derde van die Jode uitgewis met die Holocaust en met Hitler en al hierdie goeie. So as ons kyk na alles van dit, en hier sê die Bybel vir ons, hier is nog 'n tyd wat voorlê, wat nog erger is, dan moet ons ore spits, en sê maar, ons moet onsself ten minste geestelik voorberei, vir hierdie tyd wat voorlê, en dit is waarvan die praat. Hierdie praat van 'n letterlike, julle gaan sien, 3,5 periode tyd, wat die groot verdrukking is, maar dit sal mooi vir jou inpas, in alles wat ons vanaand oor gaan praat. Nou, ander konsep wat julle van moet weet, is die gruwel wat afbreek maak, of in Engels is dit the abomination of desolation. Ek het dit net nie ingesit, jy gaan later verstaan wat dit is, maar weet net, dis 'n konsep wat jy moet verstaan om eindtye studies reg te verstaan. Dan pre-tribulation, mid-tribulation en post-tribulation verwys wanneer die wegraping gebeur in verhouding met hierdie groot verdrukking tyd. So pre-tribulation, wegraping voor die verdrukking. Mid in die middel, post na die tribulation. So net laat jy weet, dis wat alles van daai terme beteken. Dit verwys na wanneer die wegraping gebeur teenoor die groot verdrukking. Dan het ons apologetiek, so dit is om jou geloof sistematies te kan verdedig. Nou wonder jy, hoekom is hierdie belangrik in 'n eindtye studie, en jy gaan sien, ons gaan vanaand, wat ek persoonlik dink, 4 van die mees ongelooflikste verse in die Bybel is, gaan ons behandel. Ek dink hierdie 4 verse wys onbetwyfeld dat Jesus is die Seun van God, dat Christus het werklik gelewe het, en ek wil dit vanaand vir jou gee. Dit is, ek weet nie wat 'n ateïs kan sê teenoor dit wat ek vanaand met jou gaan deel nie. Ek sien nie 'n manier om dit nie. En dis weer eens wanneer ons hierdie letterlike interpretasie vat van die Bybel, is dit wanneer jy by hierdie ontdekkings kom. En soos ek gesê het, verdrukking, tribulation, wat ek wil hê jy moet hierop sensitief oor wees, is verdrukking, tribulation is flipsis in die Grieks. En toorn, wraak of wrath is ogre, is 2 verskillende woorde. Nou al die ouens, wat meeste van julle dalk volg, jou Raymond Lombards, en jou Chuck Missler, en wat sê ou wat nou al so oud is, vergeet ek sy naam, waar ek en jy altyd praat, John MacArthur, al hierdie ouens, wat hulle nie voor sensitief is, hulle sien nie 'n verskil tussen tribulation en wrath nie. Hulle sal altyd sê, God het nie vir ons wrath bedoel nie, want hulle verwys na die groot verdrukking as 'n periode van wrath. Ek wil vir jou vanaand wys, dat wrath en tribulation is 2 verskillende goeters, en is goed wat om verskillende tye in ons eskatologie, in ons eindtye tydlyn gebeur. As jy daai onderskeid nie maak nie, gaan jy altyd deur mekaar wees met wat hier aangaan.
Want dit is 'n baie belangrike verskil. So daar's 'n verskil eerstens in die twee woorde en daar's 'n verskil in die toepassing van hierdie goed. So verdrukking, om dit vir jou eenvoudig te verduidelik, is wat die wêreld aan ons doen, wat die wêreld aan Christene doen. Dis die verdrukking wat jy ervaar. Wrath is wat God aan die wêreld doen. Julle sien die verskil. Verdrukking, wêreld aan ons doen, wrath wat God aan die wêreld doen. So as jy nie sensitief is vir dit nie, sal jy nie verstaan wat vanaand hier aangaan. En meeste van hierdie ouens, soos wat ek nou genoem het, al die pre-trip ouens, al die ouens wat sê die wegraping gebeur voor die verdrukking, is nie sensitief vir dit. Jy sal dit altyd sien. Hulle sal sê God het ons nie bedoel om wrath te ondervind nie, en die punt is ek stem saam. Dit is wat in Tessalonisense staan. Ons is nie bedoel vir wrath nie. Ons is bedoel vir verdrukking. Die vraag vir vanaand is ons bedoel vir die groot verdrukking? Gaan ons as kerk deur die groot verdrukking gaan? Dit is die vraag wat ons vanaand hier wil beantwoord. Alright. So net om vir julle 'n tydlyn hier te gee. Ons gaan baie van hierdie goeters hanteer. So ja, berei jouself voor vir dit. As ons kyk na eskatologie, die eerste vurk in die pad, eintlik nog voordat ons hierby uitkom, is jou hermeneutika. Sien jy die Bybel as meer letterlik, veral met profeseë te doen? Gaan jy meer letterlike interpretasie hê of gaan jy meer 'n allegoriese, simboliese interpretasie hê? Alright. Nou van daar af, die volgende vurk in die pad wat jy gaan kry, is premillennialism, postmillennialism en amillennialism. So dit is met verwysing na die millennial koninkryk wat ons oorlees in Openbaring 20. Ek gaan in detail daaroor praat in sessie 7, wat ons gaan praat oor Openbaring 20. So ek gaan nie nou baie daar uitbrei nie, maar weet, hierdie verwys na waar jy die millennial koninkryk in Jesus, in die tydlyn van eskatologie sien. So premillennial sê jy dat Christus gaan kom voor hierdie millennial koninkryk. Amillennial is eintlik, hulle sê, daar is nie 'n letterlike millennial periode nie, en ons is nou besig om in die millennial koninkryk te lewe. En postmillennialism is half hierdie idee van die wêreld gaan beter en meer awesome raak en ons gaan mense na die Here toe lei en ons gaan saam hierdie millennial koninkryk in usher. Wat ek bedoel, vir my, ek weet nie ouens in dit glo nie, want as jy buite gaan kyk en jy dink dit raak beter, jy's 'n positiewe ou. Soos well done. Ek admire hoe positief jy is. Maar ek dink as ons hierdie goeders ook lees, dan sien ons verdrukking raak meer eerder as wat dit minder raak. So dit is die drie sieninge. Nou uit premillennialism, soos ek vir julle daai pyltjie daar wys, het jy hierdie drie verskillende posisies. So daaronder sal jy sien is die 7 jaar verdrukking. So die pre-tribulation, wegraping is voor die verdrukking, mid-tribulation in die middel en post-tribulation of pre-wrath, dis die posisie wat ek inneem, is na die verdrukking, maar voor die wraak. So dis hoekom die post-tribulation pre-wrath posisie is. Wat jy ook sal sien relatief uniek is. Jy gaan moet diep in YouTube se argiewe gaan soek om hierdie posisie te sien verduidelik word. Maar ek dink as jy jou studie doen en bly by hierdie letterlike opneem van die Bybel, is dit uiteindelik waar jy gaan uitkom. Ek dink die probleem is, soos ek gesê, die eerste probleem is ouens maak nie onderskeid tussen verdrukking en wraak nie. En die ander probleem is soos wat julle hierdie aand gaan sien, is daar sekere dele van die tydlyn, veral wanneer ons kom by hoe die son en maan verduister word in Matteus 24, wat ouens dit nie by die regte plek sit nie. Maar julle sal sien soos ons gaan hoe dit vir jou sal sin maak. En dan weer eens, jou hermeneutika gaan bepaal waar op hierdie spektrum jy is. As jy meer sag is met jou hermeneutika, gaan jy meer aan die linkerkant, jy gaan meer na die amillennial kant toe gaan. As jy bereid is om meer goeders allegories te sien en hoe meer letterlik jy dit sien, hoe meer sal jy na die premillennial kant toe en meer na hierdie post-tribulation posisie is wat ek vanaand vir julle wil wys. Alright, so belangrike agtergrond. Die eerste plek waartoe ons kan gaan is Matteus 23 vers 27 tot 39. So kom ons kyk gou. Matteus 23 vers 37 tot 39. Dan sê hy: O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth the chickens under her wings, and ye would not. So hierso sê Jesus, hy wil hê, praat spesifiek met die Jode hier, maar hy wil hê sy kinders wil hy bymekaar bring. Dit is sy begeerte, om sy kinders na mekaar toe te bring. Dit was nog altyd sy begeerte. Dan sê hy, behold, your house is left unto you desolate. For I say unto you, ye shall not see me henceforth, till ye shall say, blessed is he that cometh in the name of the Lord. So hierso sê hy, totdat jy nie ag neem daarop, dat Christus die seun van God is, dat hy God self is, soos wat die Jode deny. Hulle sê, Christus was nie die seun van God nie, sal hy nie sy kinders saam kan neem nie. So dit is 'n ander ding wat ons sien van die hart van God is, hy stel hierdie eindtyd, goed waarvoor ons vanaand gaan praat, uit, want hy wil soveel as moontlik mense gered hê. Hy wil mense na hom toe bring. Maar hierdie wys ons ook dat God nog altyd
sy volk bymekaar wou bring in 'n koninkryk tipe posisie. Soos wat ek al oor en oor probeer vir julle gedemonstreer het, dat God draai sy koninkryk stig op aarde, maar omdat mense hom reject, omdat mense nie sê hy is die seun van God nie, word dit uitgestel. So dit was nog altyd Christus se begeerte om sy kinders saam te bring, maar hy kan dit eers doen as hulle hom sien as God. So hy is net 'n spel vir daar. So dan moet ons ook vir onsself vra, wat is die doel van verdrukking? So jy vra vir jouself, hoekom moet hierdie verdrukking gebeur? Hoekom is hierdie verskriklike goed op pad na die wêreld? En dan kan ons gaan kyk in Hosea 5 vers 15. So ons kan gou daar gaan. Hosea 5 vers 15. En hy sê vir ons dat I will go and return to my place till they acknowledge their offense and seek my face. In their affliction they will seek me earnestly. So in jou verdrukking gaan jy vir Christus soek. Hierdie verdrukking wat moet gebeur op aarde, maar jy sal ook sien soos die kerke wat ons deurgegaan het in Openbaring, wanneer daar verdrukking is, soos die kerk van Smyrna, dan begin hulle floreer. Dan begin hulle na die Here draai. Die beste ding wat in Suid-Afrika kan gebeur, in Bloemfontein gebeur, is as die verdrukking kom. Dan gaan jy sien hoe die kerk gaan groei. Dit kan dalk 'n ondergrondse kerk wees, maar dit gaan die koring van die kaf skei. Dit gaan wees die ouens wat nog altyd sag was, die ouens wat nog altyd louwarm was, sal dan uitgewerp word. En hulle sal nie meer deel wees van die kerkie, maar die kerk self sal versterk. Die kerk self sal sterk staan vir die goeders wat saak maak. Maar as jy gewonder het, hoekom het hierdie verskriklike goed gebeur? Hosea 5 vers 15 sê dit vir ons mooi. Hoekom is hierdie wat ons vanaand oor praat belangrik? Daar's 'n praktiese effek op die kerk. En die beste manier hoe ek dit vir jou kan illustreer is in 2 Tessalonisense 3. Waar skiep Paulus ons? Ons kan daar gaan. Ons gaan na 2 Tessalonisense 3 toe. Hierso waar skiep Paulus ons? Ons kan begin lees by daai 2 Tessalonisense 2 vers 3. So ek sal begin by vers 1. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him. Wat 'n geleentheid dink julle praat dit hiervan? The coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him. Wegraping. Iemand het dit gesê, ek het dit gehoor, né? Nee? Wat 'n ander geleentheid in geskiedenis of waarvan die Bybel praat kan dit wees as dit. Almal gaan saam na hom toe wanneer hy terugkom. Dan vers 2. That ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. So wat dit hier vir ons sê is, hier's ouens wat 'n vals brief wou gee oor hierdie saak, en hy sê, wees versigtig hiervoor, ek gee jou die ware brief. Dis al wat hy vir ons sê in vers 2. Dan vers 3. Let no man deceive you by any means. Dit is my so interessant wanneer hy daai sê. Dit sê vir jou, hier gaan vals sieninge wees oor dit wat ek nou gaan lees. Hier gaan mense wees wat hierdie misinterpreteer. Nou, hoe weet ons interpreteer dit reg? As ons skrif met skrif meet en dit pas in by hierdie tydlyn wat ons wil uitsit. As jy dit kan maak, harmoniseer, dan glo ek, dan is jy nie mislei nie. Maar hy waarsku jou, moenie mislei wees nie vir dit wat hy nou vir jou gaan sê. Dan sê hy, for that day shall not come. Wat's 'n day? Die day of Christ, wat ons lees in vers 2, die dag van die wegraping. Die dag wat hy sê, ons sal saam met hom geneem word, wanneer hy kom in die wolke. Okay? En dan gaan hy verder dan sê, that day shall not come, as wat gebeur? Except there come a falling away first. Hierdie falling away is apostasia. Daar's baie ouens wat hierdie wil gebruik om te sê, hierdie praat van die wegraping. Hierdie falling away is die harpatso, die wegneem. Maar apostasie is 'n wegdraai van jou geloof. Dis 'n negatiewe term. Dis 'n term wat wys, jy het jou rug op die Here gedraai. So hy sê, die dag van die Here, die day of Christ, die dag wat hy ons kom haal, kan nie gebeur as die volgende nie gebeur nie. Daar's 'n falling away, 'n apostasia, and that man of sin be revealed, the son of perdition. The man of sin, son of perdition, word oor die algemeen gesien as die anti-kris. Nou, ons gaan vanaand 'n bietjie praat oor die anti-kris, en ons gaan veral praat oor die anti-kris as ons kom by Openbaring 13. Wat jy moet weet van die anti-kris is, meeste mense sien dit as, hy's anti teen Christus. Nou, dis waar in 'n sin, maar dis meer, hy neem die posisie van Christus in. Hy's 'n vals Christus. Hy kan homself voorstel as Christus, eerder as wat hy blaatant net teen hom is. So julle sien, dis waarvoor ons moet sensitief wees en versigtig wees vir die feit dat die anti-kris gaan baie misleidend wees. Maar hier word hy genoem die son of perdition. So hier is ons klaar 'n groot nok in my oë teen hierdie idee van die wegraping kan op enige oomblik gebeur. Of dat daar die wegraping kan gebeur voor die verdrukking, want hy sê hier's twee goed wat moet gebeur. Daar moet 'n groot wegval wees van die kerk, wat ons dalk in 'n sekere mate al klaar sien, maar ek dink dit gaan verskriklik toeneem in die toekoms, veral met die verdrukking. Wanneer die verdrukking val, gaan baie mense hulle rug op die Here draai. En dis hoekom ek sê hierdie het 'n praktiese effek. En dan ook die anti-kris moet op die scene kom. Die anti-kris moet gesien word. Hy moet
Ons moet weet wie hy is en ons moet sien hy is besig om 'n impak in die wêreld te maak. So dis die twee goeters wat moet gebeur voor die wegraping kan gebeur. Dan ook belangrik, hoekom hierdie studie vanaand belangrik is, kyk in Lukas 19 vers 44. So hierso is waar Jesus op die donkie inry wat hulle noem die triumphal triumphal entry of die triomfanklike intog, waar Jesus vir die eerste keer gesien word as die koning Messias, het gebeur op hierdie geleentheid. En kyk wat sê in vers 44. And shall lay thee even with the ground, and thy children within thee, and they shall not leave in thee one stone upon another, because thou knewest not the time of thou visitation. Hy het gesê, hierso vir die fariseërs, dat omdat julle nie opgelet het die tekens wat ek vir julle gegee het, om te weet wanneer ek die eerste keer sou kom nie, dat ek God is, dat ek Christus is, het julle was julle mislei en het julle gesukkel omdat julle nie sensitief was vir hierdie goeders. En dieselfde waarskuwing is vir ons ook. Ek dink oor Christus se tweede koms is dit net so belangrik om te weet wat is die tyd, wat is die seisoen, wat gaan die tekens wees van wanneer al hierdie goeders gaan gebeur, sodat ons voorbereid is vir sy tweede koms. As ek sê tyd, ek praat nie van ons gaan 'n datum set nie. Ek het dit al baie gesê, enige iemand wat sê Jesus kom terug 25 Desember 2:00 die middag, daar's groot fout. Dis iemand wat in 'n dwaling is, en ek dink die Bybel sê vir ons duidelik dat ons nie sal weet presies die dag wanneer hy terugkom nie. Ons gaan later vanaand ook bietjie praat daaroor. Dan alle profeseë van Christus se eerste koms was letterlik vervul, en dis hoekom ek vir julle wil voorstel dat alles van sy tweede koms ook letterlik vervul sal wees. En daai is net verkeerd gespel, het ek nou daar gesien, daai profeseë. Dan gaan ons nou praat oor die Olyfberg rede. So jy kan gaan na Matteus 24. So hierso gaan ons nou begin met ons studie van hierdie belangrike deel. Nou, 'n paar goed wat ons moet weet. So, hierdie is belangrik genoeg dat ons dit optel in 3 van die evangelies. Ons sien in Markus 13, dieselfde ding. Ons sien in Lukas 21, en die snaakse vraag hier is, hoekom praat Johannes nie hieroor nie? So, as ons gaan kyk, wie was betrokke by die Olyfberg rede, is dit Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas. Jy kan dit gaan lees in Markus 13. Nou, ons gaan veral vanaand fokus op Matteus, want Matteus het self sy evangelie geskryf. Dit is belangrik om te weet, hy het shorthand gehad, wat net beteken, omdat hy 'n tollenaar was, het hy geweet hoe om te skryf. Meeste van die ander disippels het dit nie geweet nie. So dis hoekom Matteus se evangelie langer is as almal anders tussen. Hy het baie meer detail geskryf oor sekere dele en veral die Olyfberg rede skryf hy die meeste oor. So ons fokus gaan veral daarin wees. Maar die interessante ding hiervan is, hoekom het Johannes nie vir ons so eksplisiete, duidelike saamgevatte Olyfberg rede nie. Jy kan gelees, hy dele hier en daar in sy evangelie, maar daar's nooit eksplisiet dit nie. En wat ek dink is omdat hy dit eksplisiet vir ons sê in Openbaring 6. Ek gaan vanaand vir julle wys as jy Openbaring 6 met Matteus 24 gaan vergelyk. Elke ding gebeur in dieselfde volgorde, dit praat van dieselfde ding. Seël 1 kan jy op gaan tel in Matteus 24, seël 2, seël 3, soos daai perdery, gaan ek vir julle vanaand wys, dit praat van dieselfde goed. En nog meer belangrik, dit is in dieselfde volgorde. So as dit in enige ander volgorde was, het ek al gesê, ek vat 'n kans, maar ek dink Openbaring 6 is waar Johannes basies vir ons neerskryf die Olyfberg rede van sy perspektief. Want neem in ag, hy was daar gewees toe Jesus, hy het 'n eerstehandse ervaring van hoe Jesus hierdie preek gegee het. Nou dis nie 'n probleem dat die ander ouens dit waarneem en vir ons skryf nie, maar hy het dit eerstehands ervaar. So hy behoort die meeste detail hiervan te hê, en is vreemd dat hy nie so deel het nie. Jy het dit in al 3 van die ander evangelies, maar nie in Johannes se evangelie. So ek dink is omdat hy dit gespaar het vir ons in Openbaring 6 en dat hy vir ons die volle revelation van dit kan gee. So dis waarna ons vanaand gaan kyk. So as ons begin by Matteus 24, hoekom hierdie belangrik is, hoekom maak ek 'n storie hiervan? So as ons begin by vers 1, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the building of the temple. And Jesus said unto them, see not all these things, verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Met verwysing na die tempel. Hy het uit die tempel gekom, hy sê, nie een steen in hierdie tempel gaan staan nie. Nou net interessant, terwyl ek nou daaraan dink, wat in 70 na Christus gebeur het, toe hulle die tempel vernietig het, het hulle dit op so 'n manier gedoen, dat hulle wou goud uit die dele van die dak was van goud gemaak. So as hulle die ding vernietig het, het die goud tussen die gleuwe van die bakstene gegaan, en hulle wou daai goud gekry het. So hulle het letterlik gegaan, en elke steen uitgekap, om by die goud uit te kom. So hier wat Jesus sê, they will not leave one stone on another, is dit wat hulle praat. Hulle het elke steen van daai ding afgebreek.
So dis 'n interessante ding wat jy net kan gaan oplees, maar weer eens dit was letterlik wat Jesus bedoel het. Elke steen het hulle weggeneem. Dan gaan kyk ons na vers 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately. Dis nou daai 4. Saying, tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? So hierso noem hulle daai 3 goed. So hulle wil weet, die tempel se afbreek, wat gaan die tekens wees van wanneer U terugkom, die tweede koms, en die einde van die wêreld. Nou, daar's 'n storie, daar's 'n ou wat 'n hele teses geskryf het oor die woord wêreld daar, want die vertaling van dit is iets soos aion, okay, wat eintlik verwys na 'n age, of 'n age coming. So 'n periode van tyd, 'n ouderdom van tyd. Nou, wat hierdie ou gedoen het, hy het in sy hele teses net daai woord gaan bestudeer, en hoekom die King James besluit het om dit as wêreld te vertaal. En as jy, ek gaan jou nou net die conclusion gee, maar op die einde het hy gesê, die wêreld is die regte vertaling. Want dis nie kosmos wat gewoonlik gebruik word vir wêreld nie, maar as jy deur die hele ding gaan, sy punt is wêreld is die regte vertaling. So dit is debatteerbaar, maar die einde van die age, as jy glo ons is nou in die kerk age, verwys na dieselfde ding. Die einde van die wêreld gaan die einde van die age wees. So dis nie 'n probleem nie. Ek sê net, jy gaan dalk iewers in jou studies dit teekom en wonder, praat hierdie van die einde van die wêreld, maar ek dink is akkuraat om te sê, hierdie praat van die einde van die wêreld. So dis belangrik. Hulle soek, wat gaan die tekens wees van die einde van die wêreld en wanneer Christus terugkom en die afbreek van die tempel. So dis die konteks wat ons nou hier gaan behandel. So as ons gaan kyk, vers 4 tot 14, kom ons lees gou dadelik, ons net 'n gevoel kry van wat hy hier praat. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Wie het ons daai ding? Moenie laat iemand jou mislei nie. So ons vertrou wat die Bybel sê. Moenie vertrou wat ek sê nie. Moenie vertrou wat kommentators sê nie. Wat sê die Bybel gaan hier gebeur? En dit sê, for many shall come in my name saying, I am Christ, and shall deceive many. Valse Christusse gaan opstaan. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye not be troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. So sê gou, sien gou, meeste mense dink oorloë, en jy weet hierdie rumors van die oorloë is tekens van die einde. Maar hierso sê Jesus vir jou presies, dis nie tekens van die einde nie. Hy sê the end is not yet. Hy sê hierdie goeders moet gebeur en dit gaan vermeerder amper soos geboortepyne. Soos vrouens sal ook weet, jou geboortepyne neem toe soos die tyd aangaan. Dit begin rustig en kalm en dan raak dit al hoe erger soos jy nader aan die einde van jou geboortetyd kom, jou swangerskap kom. So dan in vers 7, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. All these are the beginnings of sorrows. Hierdie sorrows is soos daai geboortepyne. Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Sien hoe ek sê hierdie is belangrik. Hierdie is nie 'n prosperity, lekker boodskap, kom ons almal kumbaya nie. Hy sê vir jou, hy waarsku jou en sê alle nasies gaan opgelewer word en hulle gaan jou martel. Hulle gaan jou martel vir jou geloof. Hulle gaan jou doodmaak vir jou geloof. Van dit is al klaar aan die gang. Onthou weer eens, ons kan baie van hierdie goed sien, maar dit gaan toeneem. Ons hier in Suid-Afrika is dit nie 'n ding nie. Dit gaan hier ook gebeur. Hulle gaan teen in Bloemfontein ons oplaai en sê, julle wat sê julle is Christene, kom, staan in die ry. Marteling begin 2 uur. En ons moet ons gees voorberei vir wat daai dag kom. Ons moet geestelik voorbereid wees. Is jy bereid om te suffer vir die Here? Nie net in 'n emosionele manier, maar in 'n fisiese manier ook. Hierso waarsku Jesus ons en sê luister, hierdie goeters gaan kom. En dan sê in vers 10, and then shall many be offended and they shall betray one another and shall hate one another. Jy kan dink as hierdie goed gebeur, hoe mense gekwaad raak vir mekaar en sê jy wil gemartel word, maar ek wil nie, en jy weet hulle raak kwaad vir hulle broers en hulle susters en families draai teen mekaar, maar dis waarteen Jesus ons hier waarsku. And many false prophets shall arise and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. En nou kom ons by 'n belangrike deel wat ons na die 4 belangrikste of 4 coolste verse in die Bybel gaan vat. En dit is vers 15. When ye therefore shall see the abomination of desolation. So wat sê hy hierso? Wanneer jy hierdie gaan sien, wanneer jy die abomination of desolation sien, spoken by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. So hierso verwys hy ons terug na Daniel. Hy het ons hierdie hele deel gesê, nou sê hy gaan kyk wat Daniel sê oor wat? Die abomination of desolation. So wat is dit? Om te weet wat dit is, moet ons gaan na Daniel 9 vers 24 tot 27. Maar voordat ek daar kom, laat jy net gou een ding verstaan. Die abomination of desolation, as ek dit gou vinnig vir jou kan verduidelik. Abomination is afgoderry.
Okay? So dis wanneer jy 'n afgod oprig. Nou, die abomination of desolation is afgodery wat op 'n hypervlak gebeur. So dit is om 'n afgod op te rig in die allerheiligste, in die tempel. En dit het gebeur in die geskiedenis, ons gaan nou kyk daarna, maar die punt is, hoe sê Jesus hier vir hulle, and see. Hy sê, in die tyd wat hierdie gaan gebeur, kan julle kyk hoe dit gebeur. Hoe dink jy is dit moontlik vir vandag, as dit vandag moet gebeur? Op TV, nee? Op YouTube. So is hierdie dalk 'n toekomstige profesie dat mense dit gaan kan sien. Hoe kan hy vir hulle sê jy gaan dit sien as dit in die allerheiligste gebeur, een kamer, maar hy sê vir hulle julle almal gaan dit sien. So ek dink hierdie is 'n toekomstige voorspelling wat weens wys die bonatuurlike natuur van die Bybel dat almal dit gaan kan sien. So dit is net iets om ook wat mense kan opneem. En die ander ding is ook, dit praat hier van die wêreld gaan vernietig word. Nou dink net gou, ons gaan dit nog verder lees. Die ouens wat 500 jaar terug gelewe het en sien die wêreld gaan vernietig word. Maar jy weet, hulle het net virke en hulle het spiese en swaarde en so. Dit is nie 'n realiteit nie. Maar is dit vandag 'n realiteit? Ja, met nuclear war en hierdie goeders. Is een knoppie wat 'n ou druk en hulle kan die hele wêreld vernietig. So weer eens, het jy hierdie goeders gelees 500 jaar terug, dan moes jy dit sê net maar allegories of iets gevat het, want hoe gaan die wêreld vernietig word met pistole of met jy weet soos spiese en hierdie goeders? Kan nie gebeur nie. Maar vandag is dit 'n realiteit. So net weer eens, die goue ding van al hierdie goeders is lê in die letterlike interpretasie. Dis wanneer mense regtig kan verstaan wat die Here hier vir ons probeer kommunikeer. En dit wys jou hoe bonatuurlik dit geskryf is. So as dit wat ek vir jou sê waar is, hoe awesome is dit dat die Here geweet het. Jy weet dit is sy foreknowledge om te geweet het, maar luister, die mense gaan eintlik kan sien wat hier gebeur. Die hele wêreld kan vernietig word. So hierdie vat ons nou oor na Daniël. Net gou vinnig weer terug na Matteus 24 om jou die oorsig te gee wat in Matteus 24 aan die gang is. So ons het die tyd voor die abomination of desolation het ons nou gelees van Matteus 4 tot Matteus 14. Dan 15 praat van die abomination of desolation wat ons nou gaan kyk in Daniël 9 wat dit beteken. Dan het ons die great tribulation, die groot verdrukking word dan beskryf in Matteus 24 vers 16 tot 28. Dan het ons die wegraping, gaan julle sien. En dan het ons het brei verder uit op die gebeurtenisse van alles wat voor dit gebeur. So dis net 'n oorsig van die Olyfbergrede soos wat ons dit sien in Matteus 24. Alraai, die gat ons. Nou moet julle vashou. Hierdie gaan nou mooi raak. Is almal nog by? Is niemand van julle kyk my met sulke groot oë? So ek wonder net hier moet jy nou konsentreer. As jy amper aan die slaap geraak het, nou moet jy wakker word. Hierdie gaan vir jou sinvol wees. So die eerste ding waarna ons moet kyk is die boek van Daniël is geskryf 6 eeue voor Christus. Okay, so hou dit in gedagte. 6 eeue voor, jy kan self gaan kyk, is omtrent 530 voor Christus wat Daniël geskryf is, wat meeste scholars oor saamstem, is toe Daniël geskryf is. Nou, wat in Daniël 9 aan die gang is, Daniël is besig met 'n gebed en die engel Gabriël onderbreek hierdie gebed en hy gee vir hom 'n visioen. En dis waaroor Daniël 9 vers 24 tot 27 gaan. 'n Visioen wat die engel Gabriël vir hom gee oor die toekoms. In vers 24 gee hy die oorsig van hierdie visioen. In vers 25 verduidelik hy die 69 weke. Jy gaan sien in hierdie visioen sê hy vir hom, hier's 'n periode van 70 weke, wat ons nou gaan oor praat, maar in vers 25 verduidelik hy 69 van hierdie 70 weke. In vers 27, jy gaan sien ons skiep vers 26 eers, verduidelik hy die 70ste week. So as 69 weke in vers 25, die 70ste week in vers 27 en dan belangrik en waar ouens met my sal stry of baie ouens mee 'n issue gaan hê, in vers 26 is daar 'n interval tussen die 69 weke en die 70ste week. Spoiler alert, daai interval is al langer as 2000 jaar aan die gang. En julle gaan nou sien hoekom ek so sê. So net om ook te weet, Daniël 2 tot 7 is geskryf in Aramees en dit is omdat dit gefokus is op nie-Joodse inligting. Dis een rede hoekom dit dalk so is. En die res van Daniël is in Hebreërs geskryf. Alright. So kom ons begin by Daniël 9 vers 24. Laat ons sien wat hier aangaan. So soos ek gesê, Daniël 9 vers 24 gee vir ons die oorsig van wat hier aan die gang is. So kyk gou wat sê hy daar. Hierso was dit vir my belangrik om die King James te lees. So as jy in jou Bybel lees en die goeters laai nie op nie of is nie reg nie, gaan koop vir jou King James. Dis die beste oplossing wat ek vir jou. Maar gaan jy regkom. So Daniël 9 vers 24. 70 weeks are determined upon thy people. Hy gee vir ons 'n tydperiode, 70 weke. Okay? Wat beteken 'n week in hierdie konteks? Nou as jy deur die Bybel gelees, die Hebreëse woord vir week hier is Shabua.
OK, ek gaan nou oor hierdie deel praat, kom net gou hier. So die Hebreëse woord vir hierdie is Shabua. En Shabua kan beteken of 'n week van dae, soos in Exodus 20 vers 11 is. Met ander woorde, hy praat hy van dae en nie van 'n week van 7 dae nie. Almal is by. So as hy sê 'n week, praat hy van 'n dag. Of hy kan praat van 'n week van weke, soos ons dit verstaan. Hierdie is vir jou vreemd, want jy ken nie die woord week as 7 dae. In Hebreëse konteks was dit gebruik in verskillende maniere. So dit kan gebruik word as dae, as weke, 'n week van maande, of dan nou 'n week van jare. En jy sal sien, hierdie is oor die algemeen die gebruik van dit. Nou meeste Bybelse interpreteerders sien hierdie weke in Daniël 9 en jy gaan ook sien hoekom as jare. So hy praat hier van 70 weke van jare. Okay? So met ander woorde, ek praat van 70 maal 7 jare. So dit sal 490 jare wees. Jy het gesien, ons gaan lekker wiskunde vanaand doen. Maar byt vas, al die wiskunde is klaar vir jou gedoen, so jy kan net saamvolg. So soos ek gesê het, ekskuus, laat ek net gou hier teruggaan. So as ek al bo begin, 3 eeue voor Christus het die Jode hoofsaaklik Grieks gepraat en nie Hebreëus nie. Okay, so dis belangrik om te weet, dieselfde manier wat meeste van die Rooms-Katolieke Kerk Latyns gebruik dalk as 'n akademiese taal, het die Jode in die eerste 3 eeue voor Christus was meer gemaklik om Grieks te praat, maar hulle het Hebreëus gelees, geken en was 'n akademiese taal. So hulle het die begeerte gehad om die Ou Testament in hulle eie taal te hê, in Grieks. En toe het hulle die Septuagint weergawe vertaal. So jy kry die Septuagint wat die Ou Testament Grieks is, en die belangrike ding hiervan is dis al 285 voor Christus geskryf. Hoekom dit relevant is Daniël 9 is opgeneem in die Septuagint 200 jaar voor Christus. Okay, so hou dit in jou gedagtes, dit gaan belangrik wees soos ons aangaan. Net dat jy weet waar die Septuagint gaan. Net ook, daai LXX verwys na 70, want hulle spekuleer is omtrent 70 ouens wat bymekaar gekom het om hierdie Griekse weergawe voor te bring. So daai LXX is net Romeinse syfers vir 70. So Daniël 9 vers 24 gee vir ons die oorsig. Hy noem 6 goeders wat daar gebeur. Hy gee hierdie 70 weke tydperiode. En wat gebeur in daai 70 weke? 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Vir wat? 6 goed. To finish a transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and the prophecy, and to anoint the most holy. Hierdie 6 goeders, wanneer dit gebeur, is hierdie 70 weke klaar. Verstaan? Dis nie moeilik om te verstaan nie. Vers 24 sê dit vir ons duidelik. Kom ons gaan gou deur hierdie 6 goeders. Die oortreding te beëindig, to finish the transgression, is die eerste ding wat hy daar noem, om die oortreding te beëindig, so dit is om 'n einde te maak aan volgehoue rebellie teen God. Soos die Jode, wat nou in rebellie is teen God, hulle glo nie hy is die Messias nie, hierdie is veral vir hulle bedoel. So, wanneer ons gelees het, hy sê, daai city, daai people, hy praat van die Jode, hy praat van Jerusalem, dit is die konteks wat hier in die gang is. So hy sê, omdat julle in rebellie is teen hom, dit is om die transgression te finish. As die transgression gefinish is, gaan hy nie meer in rebellie wees teen hom nie. Dis ook hoekom ons dink die Here het nog 'n plan met Israel. Hy's nog nie klaar met Israel nie. Maar in elk geval, hierdie is die eerste stap. So vir jou om te sê die 70 weke van Daniël is al verby of al verlede, dan moet jy vir my sin maak van hoe dink jy die transgression is gefinish? Want hierdie is die akkurate manier om dit te interpreteer. Dan is dit ook om sonde te beëindig. Dis die tweede ding, to make an end of sins, om die sondepraktyke stop te sit of te beëindig. Nou, weer eens letterlike interpretasie, hierdie beteken die einde van alle sonde. Daar is niks meer sonde wat gedoen kan word. Is daar nog sonde vandag? Jy weet daar is. Jy het 10-1 vandag gedoen. Dan die ongeregtigheid te versoen, to make reconciliation for iniquity, om versoening te bring vir ongeregtigheid of skuld. Hierso sal ek jou vat na Romeine 11 vers 25 tot 28 wat praat van dit wat Israel nog moet regmaak. Die feit dat Israel nog nie klaar is met wat vir hulle bedoel is nie. Maar to make reconciliation for iniquity, dink ek praat daarvan. Dan om 'n ewige geregtigheid aan te bring, to bring in everlasting righteousness, om 'n toestand van blywende geregtigheid in te stel. Weens nie iets wat ons vandag sien nie. Daar's nie 'n geblywende geregtigheid nou in die wêreld nie. Die 5de een, om die gesig en profesie te besegel, to seal up the vision and the prophecy, om die profesie en openbaring te bevestig of te voltooi. Hierdie dink ek beteken al die toekomstige profesieë waarvan ons gepraat het, gaan bevestig wees, gaan voltooid wees, wanneer die 70ste week van Daniël volstryk is, wanneer dit verby is.
En dan en om die allerheiligste te salf, to anoint the most holy is om die allerheiligste plek of persoon te salf, Christus wat weer op sy troon van Daniël sal sit. So weens dat ons laasweek baie gepraat oor die verskillende trone en dat Christus nie nou op die troon van Daniël sit nie, hy sit op die troon saam met die Vader en dis 'n toekomstige ding wat ook nog moet gebeur. Wanneer Christus sit op die troon van Daniël, dan weet ons die 70 weke is klaar. So weens vir jou om hierdie ding te kom, wat het ek gesê? Wat het ek gesê? Dawid, jy is doodreg, ja. Die troon van Dawid. Dat hy op die troon van Dawid gaan sit. So vir hierdie visioen om klaar te wees, om volkome te wees, vir ons om te sê die 70 weke is verby, moet al 6 hierdie goed gebeur. En weens, ek laat dit in jou hande om te sê, dink jy dit het klaar gebeur of nie? Ek sal verseker sê, dis 'n toekomstige ding. So, hou in gedagte, Daniël is geskryf 530 voor Christus. En hy voorspel, hy sê, hier gaan 'n toekomstige ding gebeur, en dit gee vir ons hierdie 70 maal 7 jare, 490 jaar, wat Daniël oorskryf in die toekoms. Hy sê, 70 weke, hierdie is wat gaan gebeur. Okay? Almal is nog by. Die wiskunde het nog nie begin nie, so as jy nie nou by is nie, is daar moeilikheid. Dan gaan ons na vers 25. Gabriël sê vir Daniël, hierdie is bedoel om verstaan te word, dis nie kripties nie, dis 'n wiskundige profesie. Hy sê, kyk wat hy sê vers 25. Know therefore understand that from the going forth of the commandment to restore and to rebuild Jerusalem unto Messiah the Prince shall be given 7 weeks and 62 weeks. The streets shall be built again and the wall even in troublous times. So wat sê hy vir ons? Hy sê vir ons, hy breek dit nou weer op. Okay, so ons het ons 70 weke, hy praat nou van 69 van die weke. Hy praat van 7 weke en dan praat hy van 62 weke. 3 score, as jy gaan lees in die King James, 'n score is 20, so 3 score is 60. Okay. So dis waarvan dit daar praat. So Gabriël sê vir Daniël, hierdie is bedoel om verstaan te word, hier kom 'n wiskundige profesie. Hy sê hier gaan ek vir jou mooi uitlig waarvan ek praat. So hy noem die eerste ding. So hy sê in vers 25, "Know therefore understand that from the going forth of the commandment to restore and to rebuild Jerusalem." So hy gee die begin van die 70 weke van Daniël. Hy sê, hier gaan 'n bevel gegee word om Jerusalem te herbou. En wat belangrik is hier aan die einde van daai deel sê hy, nie net Jerusalem, maar die strate en die stad. Nou, daar's 4 profesieë of 4 bevelle in die Bybel waar dit gegee is om Jerusalem te herbou. Of nie Jerusalem nie, maar die tempel. In Esra is daar 3 van hulle en elke keer praat dit daar net van die tempel. Die enigste plek in die Bybel waar dit praat van die tempel en die stad met die strate is in Nehemia 2 vers 4. In Nehemia 2 vers 2 tot 4, 2 tot 8. Jy kan daai deel gaan lees. Okay? So dis wanneer die bevel gegee word. Nou ook Daniël breek dit hier op in 7 weke en 62 weke. So hy breek dit op in 49 jaar en 434 jaar. Hoekom doen hy dit? Die een opsie is daai 49 jaar is hoe lank dit gevat het van die bevel gegee is om Jerusalem te herbou totdat hy herbou is. So dis wat meeste, dis 'n spekulasie. Ons sal nie dogmaties dit sê nie, maar dit maak vir my sin dat dit is hoekom hy dit opbreek. Anders weet ons nie hoekom het hy dit opgebreek nie. Maar hierso sê hy 49 jaar, Jerusalem word herbou en dan los hy hierdie tweede deel oor, hierdie 62 weke. Okay. So 69 weke waarvan hy hier praat, is 483 jaar. Wat jy ook moet weet, die kalenderjaar van die Jode het 360 dae. Okay. So jy kan dit self gaan ondersoek. Alles in daai tyd het 360 dae gehad. Daar's fascinerende goeders hier oor hoe dit verander het en hoekom het ons nou langer dae en nog steeds 'n jaar. Dis cool. Gaan kyk daarna, maar ons gaan nie nou in diepte in dit ingaan nie. Maar om hierdie som te verstaan, moet jy weet dis hoe lank 'n Joodse jaar is. So jy kan dit nie uitwerk volgens ons kalenderjare nie. Die Joodse jaar is 360 dae. Okay. Soos ek gesê, die eerste 94 jaar was in Nehemia gesê. Nou, ons het 'n datum vir hierdie. Nou die ongelooflike ding is, gaan toets dit self. Gaan sit daar in Google in wat het gebeur op Maart 14 445 voor Christus. En jy gaan sien dis presies dit, hierdie deel in Nehemia 2. Toe die bevel gegee is om Jerusalem te herbou. Daar's die datum. Ons het 'n solid historiese datum vir wanneer dit gebeur het. Okay. So die einddatum wat hy vir ons sê in vers 25 is tot Messias die koning. So kom ons lees dit net weer, dat ons seker is, vers 25. Know therefore understand that from the going forth of the commandment to restore and to rebuild Jerusalem unto Messiah the Prince, die Mashiach Nagid, die eerste keer wat Christus genoem word, die koning. Hy sê, van die bevel gegee word om Jerusalem te herbou, tot en met die dag wat Christus genoem word, Messias die koning, is hierdie 69 weke. Almal is by. Alright, hou vas, julle kan sien waartoe dit gaan, hè. So, om hierdie, as jy dit self wil gaan bestudeer, kry hierdie ou se boek, The Coming Prince van Sir Robert Anderson,
Hy was 'n knight, al hierdie goeters uit. Dit is geskryf 1894. In 1894. So dis oud, dis Old English, julle gaan dit love. As jy hou van die King James, hierdie is jou boek. Moeilik om te verstaan, wel ek gaan nie vir jou jok nie. Daar's dele daarin wat Sir Robert Anderson, daar's hy. Jy kry dis R150, maar dis low budget, dis so groot boek en maar jy sal deur dit kan kom. Alright, so nou moet ons praat oor hierdie triomfanklike intog. Messias die koning. Wanneer het Jesus die eerste keer gesê mense kan hom aanbid as Messias? Jy kan gaan kyk in goeie soos Johannes 6 en ander plekke, het Jesus weggeglip toe hulle gesê het hoor hierdie is Messias die koning. Toe het hy weggeloop. Wat interessant is hiervan, die dag toe hy eintlik sê hy is Messias die koning, het hy self dit gereël. Laat dit gebeur. Hy het die geleentheid in Lukas 19 self gereël wat hy vir die eerste keer mag gesê word Messias die koning. Nou, as jy deur die Bybel gaan en jy ons as nie-Jode wonder hoekom iets 'n storie is of so, dan kan ons altyd kyk na die Fariseërs. As die Fariseërs te kere gaan oor 'n ding, dan weet ons mis iets. En in hierdie storie van Lukas 19 sal jy sien die Fariseërs gaan te kere. So ons gaan nou gou kyk daarna. Ook Jesus vervul op hierdie dag Sakaria 9 vers 9. So jy kan daar gaan kyk wat hy praat waar Jesus met die donkie gaan inkom. So kom ons gaan net gou na wat ons nou hier gaan net gekyk wat. Okay, Lukas 19 vers 38. Lukas 19 vers 38. So wat hy vir hier vir ons sê is, saying, blessed be the king that cometh in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. Hierso sê hulle, hier sê die Fariseërs, trap jou disippels uit. Hulle is besig om te laster. Hulle is besig om te sê, jy is die God. Hoe kan hulle dit doen? En dan sê hy, and he answered and said unto them, I tell you that if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. And when he was come near, he beheld the city and wept over it. Hierso huil hy oor die stad, want hy is van, hierdie moet vernietig word, as julle net geluister het, na hierdie profesie. As julle hierdie profesie geken het, bestudeer het, het julle geweet, ek is die Messias. Maar omdat julle ignorant was, omdat julle nie julle huiswerk gedoen het nie, was julle onvoorbereid. En dis presies die storie wat ek vanaand hier 'n ding van wil maak. En dit is, ons is ook voorbereid. Die kerk is onvoorbereid vir die tyd wat kom, want ons is nie sensitief vir die profesie nie. Hier sê Jesus vir hulle, as jy my profesie verstaan het, bestudeer het, dan was julle voorbereid, maar julle is nie. Nou weet julle nie wat hier aangaan toe ek sê ek is die Messias. Dan sê vers 42, saying, if thou hast known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. For the day shall come upon thee, that thine enemy shall cast a trench about thee, and compass thee around, and keep thee in on every side. En hierso sê hy, hulle sal vernietig word. As ek net gou vinnig weer teruggaan, as ons somme maak, en ons vat hierdie 69 weke, maal om met 7, 483 jaar, en as ons dit maal met 360, kry ons 173.880 dae. Alright, so julle is nog by, wat hier aan die gang is, ons het 'n profesie wat sê, hier is die bevel, begin die klok. Hier is die einde, Jesus sê hy is Messias die koning. En as ons dit uitwerk, moet dit wees 173.880 dae. Dis wat hier aan die gang is. So ons het daai deel in Lukas gelees, Christus se bediening het begin in 28 na Christus. Hoe weet ons dit? Tiberius is aangestel in 14 na Christus en Augustus is dood in 15 na Christus. In Lukas 3 vers 1 sien ons dat in die 15de jaar van Tiberius sou Jesus sy bediening begin het. En dan weet ons die 4de Paasfees is April die 6de 32 na Christus. Soos ek sê, as jy wonder oor die wiskunde, gaan kyk wat op Sir Robert Anderson sê. So met skrikkeljare en die feit dat hulle die Joodse kalender gebruik het, is dit die presiese hoeveelheid dae tussen 14 Maart 445 voor Christus en 6 April 32 na Christus. Wat? Presies. Die Heilige Gees het 'n kans vir fout gehad van 0. Daar was nie een dag buite hierdie profesie. En jy kan dit self gaan kyk. Gaan Google 6 April 32 na Christus. Die eerste keer toe ek dit gedoen het in my kamer, toe sit ek daar en sê man, hierdie is rubbish, hierdie kan nie wees nie. Google daai 2 dae. En toe val ek op my knie en sê dit is waarlik, ons dien 'n lewendige God. Wys my waar Mohammed hierdie gedoen het. Wys my waar Boeddha dit doen. Wys my waar een of ander weird Hindu God dit doen. Hierdie is die lewendige God. Geen ateës, die allegoriese interpretasie en die rondskuif en die feite van die geskiedenis wat jy moet omwriemel om buite hierdie profesie uit te kom, is skrikwekkend. Hierdie is wat die woord vir ons leer as ons dit letterlik opneem. Soos ek gesê het, gaan doen jou eie somme,
gaan veral as jy krities is oor die periode van tyd hoe hierdie goeders werk, gaan lees Sir Robert Anderson se boek. Meeste van die ouens wat dit gelees het en verstaan het, sal sien dat hierdie is akkuraat. Hierdie is akkuraat. En gebruik dit. Dis hoekom ek gesê het, hier's 'n apologetiek hierin. Hierdie is 'n verdediging. Wys die ding vir Richard Dawkins. Waar's Richard Dawkins? Hoe kan jy sin maak van hierdie buiten dat dit moes deur God geïngineer wees? God moes hierdie geskryf het vir dit om te gebeur. Die kans dat dit likraak sou gebeur is 0. Nou ook as ander profesie in die Bybel, as jy bietjie daarin gaan lees Psalm 22, die eerste woord daar 1000 jaar voor Jesus Christus op die sien kom, is my God, waarom het U my verlaat? Praat in detail. Dit is asof Dawid self voor Christus se kruisiging staan en Psalm 22 skryf. Ook Jesaja 53 gebeur dieselfde ding. Dit is asof Jesaja voor Jesus se kruisiging staan en neerskryf alles wat daar gebeur 500 jaar voordat dit gebeur het. Hulle noem Jesaja 53 die forbidden chapter. Die Jode mag dit nie bestudeer nie. Dis forbidden dat hulle dit bestudeer omdat dit so akkuraat Jesus se kruisiging beskryf. So hier is vir 'n tydlyn. Lyk glad nie deurmekaar nie. So dat julle hierdie net mooi het, so die bevel om Jerusalem te bou is aan die begin 445 voor Christus, dat jy daai 7 week periode 49 jaar waar die stad herbou is. Hoekom ek nou nog gesê het van die Septuagint, hier is die Septuagint geskryf. So enigiemand wat sê die Masoretiese teks is na dit geskryf, wil jy goed opgemaak het werk nie. Want 200 jaar voor Christus is hierdie waargeneem in die Bybel. En niemand stry oor wanneer die Septuagint geskryf is nie. En dan dis 300 jaar voor Christus, daar het jy waar Christus gebore is, en aan die einde van dit is dit 32 na Christus, 6 April, wat hy hierdie triumphal entry maak. Wat hy sê, julle kan my nou begin God noem. So dis net 'n lekker voorstelling vir jou om dit te kan sien presies hoe hierdie profesie werk. Alright. Dan gaan ons na vers 26. Vers 26. Ons sal gou voordat ons aangaan hier, ek wil net gou een ding duidelik stel wat iemand nou oor kom vra het. Net dat jy mooi verstaan die weke wat ek nou hierna vir gewys het, daai week beteken nou 'n 7 jaar periode. So toe ek nou verduidelik het na is dit 'n week van dae of van maande, dit beteken 'n week is 7 jaar. Almal is by. Met hoe daai somme werk. So ja, dis net belangrik. Alright, nou kom ons by die interval. Daniël 9 vers 26. Nou die eerste ding wat mense sê is, die normale ding om te dink is hierdie weke, hierdie dae wat hy nou vir ons hier noem, volg na mekaar. Die punt is, die Bybel self, hierdie vers 26, sit 'n interval in. Hy sê goeders wat moet gebeur voor die 70ste week kan breek. So verstaan jy, hy breek dit self op. Hy het dit opgebreek in 69 weke, hy gee interval, dan gee hy die 70ste week. So dis nie net dat ek dit uit blou lig uitsuig nie, dis die Bybel gee dit self vir jou. En daar's ook ander voorbeelde wat ons kan gee in skrif waar 'n interval is in profesie. Okay. So nou sê hy vir ons in vers 26, gaan ons aan. And after 62 weeks shall Messiah be cut off. So hy sê na die 62 weke. Nou dit beteken nie sonder die 7 weke nie. Hy bedoel eintlik die einde van die 69ste week. So dit maak net sin as jy dit so sien. So daar's 7 weke, 62 weke, hierdie twee was na mekaar, so na die 62ste week. Hy sê hierdie goeders wat nou gaan gebeur, is na die 62ste week, wat die 69 weke is. Dis wat hy daar sê. So dan sê hy, after the 62 weeks shall Messiah be cut off. Okay? Hy sê die Messias gaan afgesny word. Cut off van die Hebreëse stamwoord is karaf, wat beteken om te sny, af te sny, uit te roei of te vernietig. So dit praat van Christus se kruisiging. So hy sê, ons het die triumphal entry gehad in die vorige vers, waar Christus aangekondig gaan word as koning, en hy sê, na dit, na hierdie 69 weke, moet hy afgesny word, moet hy gekruisig word. So almal is by. So hier is klaar 'n periode van tyd, wat moet verbygaan voor die 70ste week kan gebeur. Die 70ste week gebeur eers in vers 27. Hierdie is belangrik, almal is by. So hierso verduidelik vir ons wat gebeur in die interval. So die eerste deel is, Messias word doodgemaak. Dan gaan hy aan, but not for himself. Hy word nie doodgemaak vir homself. Vir wie word hy doodgemaak? Vir ons. Hy word vir ons doodgemaak. En dan sê hy, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the world desolations are determined. So hierso sê hy, die people of the prince. Hierso moet ons versigtig wees. Wie is die people of the prince? Hy het klaar van Messias gepraat. Hy het gesê Messias gaan afgesny word. Nou noem hy die mense van die prins wat gaan kom. Wat gaan hierdie prins kom doen? Hy gaan die stad vernietig. Hierdie is die bad guy. Die ou wat die stad gaan vernietig is die bad guy. Dit is die antichrist. Dit is die vals Christus van wie hy hier praat. Die King James in die Ou Testament is sensitief vir kleinletters, hoofletters, is 'n klein letter H
daai. Dis nie alwaarop dit gebou is, as ek dit altyd sê, is ouens baie sensitief daaroor, maar die punt is, wat doen hierdie ou? So dis die klein letter H, maar dis ook, hy kom om die stad af te breek. Die mense van die prins. Die ander voordeel wat ons het is, ons weet wanneer dit hierdie gebeur. Dit het gebeur 70 na Christus. En wie was dit? Dit was die Romeine, die Romans. Dis die Roman Empire wat Jerusalem, of wat hierdie tempel afgebreek het. Okay, so ons weet dat dit gebeur. So wie is die mense van die prins? Is die Romeinse soldate. Die Romans het dit gedoen. So, dan gaan hy verder, want hy sê daar, hulle sal die city en die sanctuary vernietig, wat gebeur het in 70 na Christus. So klaar, in hierdie interval het jy hierdie periode, nadat Christus gekom het op die perd, nadat hy gesê het, hy is Messias, die koning, weet ons sy kruisiging moet gebeur, en die stad moet vernietig word. Soos ek sê, dit was 70 na Christus. So dit is klaar 'n periode van 38 jaar, wat ons nou oor gepraat het, van toe Christus aangekondig word, as Messias die koning in 32 na Christus, is 38 jaar ten minste daarna wat hierdie interval is, wat hierdie stad afgebreek is. So dan gaan hy verder en hy sê, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the world desolation shall be determined. Hierdie vloed is kan gebruik word as dis 'n oorlog. Dis 'n oorlog wat gebeur het, soos wat ons gesien het in 70 na Christus. So die people are the prince. Die prince that shall come praat van die antichrist. So die woord prins beteken maar net soos 'n leier of 'n hoofpersoon. Interessant is, daar's omtrent 33 verskillende name vir die antichrist in die Ou Testament. Wat net vir my interessant is van daai nommer, die oomblik toe ek dit hoor, dis dieselfde hoeveelheid grade wat daar is met vrymesselary. As dit vir iets beteken. Ek weet nie of daar significance is nie, maar ek bedoel die antichrist, daar's omtrent 33 verskillende name, die klein horing, allerhande sulke terme wat vir hom gebruik word. So, soos wat ek vir julle sê is, die interessante deel hiervan, julle onthou wat ons in vers 24 gelees het, van die 6 goeders wat moet gebeur, vir die einde van die 70ste week van Daniël, toe het baie van julle geknik en saamgestem, ja, okay, dis nog nie klaar nie, dis nou nog nie klaar nie. So sien ook wat ek sê, hierdie interval is ten minste al 2000 jaar aan die gang. Vandat Jesus aangekondig word as koning, vandat hy was gekruisig en die stad was vernietig in 70 na Christus, nog na dit is die 70ste week van Daniël nie begin nie, en is ook nie verby nie. So dis die punt. Vers 27 is 'n toekomstige ding wat moet gebeur. En nou gaan ons in dit ingaan. So net om hierdie vir jou mooi uit te beeld, daar is jou 69 weke, hier's 'n tydperiode wat verbygaan die interval, en dan gaan die 70ste weke daarna kom. Die interval is omtrent al 2000 jaar aan die gang. So nou, die 70ste week van Daniël, hierdie is nou die belangrikste deel, want hierdie is van toepassing op my en jou, as ons lank genoeg gaan lewe. Hierdie kan van toepassing wees op my en jou, of op ons kinders, of op die volgende generasies, maar hierdie is toekomstig. So die eerste ding wat ons moet vra is, wie is die hy van Daniël 9 vers 27, so kom ons gaan daar. And he shall confirm the covenant with many. Wie is die he? So daar's baie debat in die teologiese kringe oor eindtye, oor wie is die he. Nou, die normale grammatiese manier om te interpreteer wie is 'n he, is jy noem dit die principle of antecedent, of antecedent. Ek weet nie, is dit die mooi Afrikaanse woord nie, maar in elk geval, dis wat AI vir ons sê, antecedent. So, hoe antecedent werk is, as ek sê, Maria het gesê, sy is moeg. Die antecedent van sy is Maria. Okay? So Maria het gesê, sy is moeg. Wie is sy? Dis Maria. Dis hoe die antecedent werk. Die laaste ding wat gesê is die antecedent. So as jy wil weet, wie is die hy van wie hy praat, wie is die laaste ding wat hy gepraat in die vorige vers? En dit is die prince that shall come. Dis die bad guy. Dis die antichrist. Hy is die antecedent van die hy. En weer eens, ons gaan kyk wat hy doen. En dan sê hy vir my, want baie ouens dink, hierdie is Jesus Christus. So die ding wat hy doen is bad. Hy kom en hy vernietig die tempel, hy doen al hierdie goeters. Hy gaan die abomination of desolation opstel. So, verstaan jy hoekom mense moet sensitief wees vir hierdie goeters? Dis of jy sê hierdie is Jesus, of jy sê dis die antichrist. So kom ons kyk wat sê vers 27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. 70ste week van Daniël. So hierdie ou gaan 'n verbond. 'n Verbond is die woord, 'n verbond is eintlik maar net 'n ooreenkoms. Hierdie ou gaan 'n ooreenkoms maak met many, die many daar verwys 10:1 na Israel. Hierdie ou gaan 'n verbond maak met Israel vir 1 week om die tempel te herbou. Dis die ding wat hier aan die gang is. Of dit is om dit te herbou of om dit te onderhou, die tempel soos wat dit vandag is vernietig. Daar bestaan nie nou 'n tempel in Jerusalem nie. Okay, julle gaan nou ook sien hoekom dit sin maak as ons in Matteus 24 weer terug ingaan. Maar dan gaan hy aan en hy sê, and in the midst of the week, in die middel van hierdie week, in die middel van hierdie 7 jaar periode, wat gaan gebeur? He shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Die Jode se grootste probleem vandag is hulle het geen manier om van hulle sonde ontslae te raak. Hulle kan nie meer offers maak nie want die tempel is vernietig.
En hulle kan nie in Jesus vertrou nie, want hulle glo nie hy is die Messias nie. So sien jy, hulle het 'n probleem. So die Jode wil die tempel geherbou hê, tot vandag toe. Dis 'n groot ding waarna hulle werk en smag, en as jy bietjie dit gaan ondersoek, is hulle besig om alles in plek te sit om dit te doen. Die probleem is, die moslems besit nou die plek waar die tempel moet gebou word. So die Jode moet 'n manier kry om dit in beslag te neem, sodat hulle tempel kan herbou. Maar die groot teken vir my en jou, as daar een teken is waarvoor ek kyk, is wanneer hierdie anti-kris tot vore gaan kom en hierdie treaty, hierdie verbond maak met Israel om hierdie tempel te herbou. Dis wanneer jou klok kan begin vir die laaste 7 jaar van die 70ste week van Daniël. En wat hy hier vir ons sê, in die middel van hierdie 7 weke, so 3,5 jaar, in die middel van dit, dan sê hy, wat gaan gebeur? The sacrifice and the oblation gaan cease. So hy gaan hulle kans gee om hulle sacrifices in die tempel te maak, en in die middel van hierdie 7 jaar periode, wanneer hy almal gaan hom ken en almal gaan hom love en die hele wêreld gaan opgewonde wees oor hierdie vrede wat hy gebring het, dan gaan hy dit verbreek. Dan gaan hy die abomination of desolation opstel. So wat hy daar sê, and the overspreading of abominations he shall make it desolate even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Nou, wat ons moet weet van hierdie abomination of desolation, net vinnig, die anti-kris, ander name vir hom is the little horn, the son of perdition, die Assyrian, die bias, soos ek nou gesê het, in vers 27, kan verwys na Israel. Hierdie ooreenkoms sal 7 jaar staan, en in die helfte daarvan sal dit verbreek word. Hierdie is net moontlik as die tempel geherbou word. Soos ek vir julle sê het, die Jode se groot dilemma is dat hulle nêrens om offers te maak. Nou, daar was 'n abomination of desolation. Daar was 'n hierdie gruwel in die tempel wat gebeur het in 167 voor Christus met Antiochus Epiphanes. Hierdie ou het bestaan. Ons kan gelees in die Maccabees van wat hierdie ou gedoen het. Hy het gegaan, en soos ek vir julle gesê het, 'n abomination is 'n afgod, en 'n abomination wat desolate maak is 'n hypervorm daarvan, en dit is toe Antiochus 'n tempel, ek dink dit is 'n beeld van Zeus in die allerheiligste opgestel het, en hy het 'n vark geslag in hierdie tempel, en dit het hulle genoem die abomination of desolation. So hy het hierdie chaos begin. Julle kan bietjie dit gaan ondersoek. Dis wat die Jode vier Hanukkah, sê ek dit reg? Is dit? Vier dit oor hierdie geleentheid. So julle kan bietjie julle eie ondersoek oor dit gaan doen, maar in elk geval, hierdie was 'n tipe abomination of desolation. Nou van die ouens wat glo al hierdie goeters het in die verlede gebeur, gaan vir jou sê dat Antiochus Epiphanes was soos die anti-kris. Hy is die ou wat dit gedoen het. Nou gaan julle sien, as ons gaan na Matteus 24, is dit nie moontlik nie. Hierdie moet 'n toekomstige ding wees. Ek dink Antiochus was vir ons 'n voorbeeld wat ons kan verwag, maar dit gaan op 'n hyper manier gebeur, en julle sal nou sien hoekom. Dit is wat die abomination of desolation is. So, kom ons gaan terug na Matteus 24. Kyk nou hierso. Kom ons gaan na Matteus 24. So net om hierdie vir julle mooi uit te stel, dat julle mooi weet waarvan ons praat, het ek vir julle hier weer 'n skets gemaak. So, jy het die anti-kris wat op die toneel kom, dat jy 3,5 jaar tot die abomination of desolation, en dat jy weer 3,5 jaar wat ons nou die groot verdrukking sal noem. Dit is wat die groot verdrukking is. So, kyk wat sê Christus oor die abomination of desolation. So onthou, wat het die disippels vir hom gevra in die begin van Matteus 24? Wat is die tekens van wanneer U weer kom, en wat is die tekens van die einde van die wêreld? Okay? So Christus skryf hierdie 32 of 30 jaar, of hierdie gebeur nadat hy gebore is. Antiochus is op die scene 167 jaar voor Christus. En hy praat profeties hiervan. Hulle vra van, wat is die tekens van wanneer U weer kom? So dit kan nie wees dat dit van Antiochus praat nie, want dit is 'n verlede ding. Want hy gesê hierdie het gebeur. Maar hy sê, kyk in die toekoms, wanneer die einde van die wêreld is dit wat gaan gebeur. En dan noem hy die abomination of desolation in vers 15. Julle sien dit. So dis duidelik. Kan nie praat van Antiochus Epiphanes nie, dit praat van 'n toekomstige ding. Net dat julle ook weet, wanneer jy eindtye bestudeer, jy gaan in hierdie konsep kom van time, times en half a time. Time wys na 'n jaar, times 2 jaar en half a time, halwe jaar. So dit wys na 3,5 jaar. Baie kommentators stem saam hieroor. Jy kan self jou ondersoek gaan doen, maar Daniël 7 vers 25 praat hiervan, en Openbaring 12 vers 14. So dit alles verwys na hierdie selfde periode van tyd, 3,5 jaar of 1260 dae. So dis die abomination of desolation. So Matteus 24 vers 15. Kom ons gaan terug. Ons het nou nog gestop daar, want ek moes hierdie detour vat om Daniël 9 ordentlik vir julle te verduidelik. So vers 15, when ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, and stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Nou sê hy vir jou, wat nou? Hier gebeur die abomination of desolation in die middel van hierdie 70ste week van Daniël. En nou is al 3,5 jaar oor. Nou sê hy vir jou wat gaan gebeur in hierdie 3,5 jaar.
Then let them which be in Judea flee into the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to his clothes. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, nor ever shall be. Hier kondig hy aan en sê, hierdie is die groot verdrukking. Na die abomination of desolation is daar 3,5 jaar periode tyd, en in dit gaan die groot verdrukking plaasvind. Dis duidelik. Ek kan nie sien hoe jy enige ander manier dit kan interpreteer nie. Vers 22, and except those days be shortened, there shall no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Nou, ons het nou nog gepraat oor hierdie pre-tribulation idee. Waarvoor jy moet sensitief is, jy gaan hierso sien, Jesus verduidelik ons al hierdie mooi eindtye goeders, al hierdie goeders wat gaan gebeur voordat hy weer kom, maar daar is nog geen praat van 'n wegraping. Het iemand vir julle 'n wegraping al gelees, so ver? So die normale ding is om te aanvaar, ons as Christene gaan deur hierdie goeders gaan. Hier waarsku, en hier noem hy die elect. Die elect, as jy die Bybel reg verstaan, reg interpreteer, is die wedergebore Christene. Ons is die elect. Ons is die mense wat na Christus toe gekom het en saam met hom in verhouding staan. So vir die elect, vir ons syk, word hierdie dae korter gemaak. Vir ons syk moet dit korter gemaak word, want hy gaan sê, dit is so erg, dat ons moet dit korter maak, anders dan gaan niemand oorbly nie. Niemand gaan deur hierdie tyd kom nie. Hy waarsku ons teen dit. Vir die elect se syk moet dit verkort word. En ook, want baie mense, een groot kritiek wat hulle het teen my posisie is, hulle sê, jy gaan presies kan uitwerk wanneer die Here terugkom. Hierdie wys vir jou, hy gaan dit verkort. So niemand gaan presies weet nie. Hy gaan nie presies op 3,5 jaar terugkom nie. Die groot verdrukking gaan verkort word. Dis almal by. So niemand gaan weet nie. So selfs, al vat jy alles wat ek sê letterlik, dit moet verkort word. So niemand gaan presies weet wanneer hy kom nie. En dan gaan ons aan. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. For there shall rise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they will deceive the very elect. So hierso sê hy, as dit sou moontlik wees, sou self die uitverkorenes mislei geword. Maar hy sê, dit is nie moontlik nie, maar hier gaan ouens opstaan en sê hulle is Christus en so. So die vals Christene sal wegval in hierdie tyd. Hulle gaan nie besef hierdie is vals Christus nie, en hulle gaan val daarvoor. En ook, die beeld wat hierdie ouens het, is dis ouens wat baie peaceful gaan wees. Hulle gaan baie nice wees. Hulle gaan baie oulik op die scene kom. Die antichrist gaan teen die aantreklikste, niceste mens wees wat in jou lewe gesien het. Dit gaan nie hierdie bose Marilyn Manson, jy weet, daai tipe ou wees. Dit gaan 'n aangename persoon wees. Okay, so dan gaan ons aan. Vers 25, Behold, I have told you so. Wherefore, if they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. For as the lightning cometh out of the east and shineth unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. For whereas the carcass is, there will the angels be together. Hier is hy nou. Hier is die crux van baie van wat ek vanaand vir julle wil leer. Vers 29, immediately after the tribulation. Ek het al vir julle gevra, wanneer julle is die Grieks vir after? After. Baie mooi. Jy het hom. So, na die tribulation moet klaarmaak. Wat gaan aangebeur? After the tribulation of those days, the sun shall be darkened and the moon shall not give a light. Hier's 'n kosmiese teken wat saam met hierdie dag gaan. Son moet verduister word, die maan sal nie sy lig gee nie. En dan sê hy, and the stars shall fall from heaven. Hierdie is nie, ek het al ouens gehoor sê, hierdie is 'n soos 'n sonsverduistering wat ons kry. Jy weet, elke tweede week. so vir daai ouens sal try simboliese maniere om hierdie kry, maar kyk wat gebeur in die res van die ding. Okay, kom ons dink dit is 'n sonverduistering. Nou vra ek vir jou, het al hierdie ander goeders ook gebeur saam met 'n sonverduistering? Dan sê hy, and the powers of the heavens shall be shaken, vers 30. And then shall appear the sign of the Son of Man. Het iemand dit al gesien met 'n sonverduistering? Ek dink nie so nie. Ek het nie vir Christus gesien in die hemel met enige sonsverduistering so ver nie. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Hy het opgegaan in 'n wolk, hy gaan terugkom in 'n wolk. So dieselfde, dit gesê, die manier wat hy opgaan, gaan hy terugkom. In Handelinge 1 vers 9 lees ons daaroor. So hierso is waar Christus terugkom, maar hy kom in 'n wolk. En dan sê hy, with power and great glory, and he shall send his angels with the sound of a great trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds of one end of heaven to the other. Hierso bring hy die gelowiges saam. As hierdie manier wat hy dit hier vir jou sê nie duidelik genoeg is, jy gaan kyk in Markus 13, daar sê hy gather hulle van die aarde na die hemel. Hierdie is die wegraping. Hierdie is, ek weet nie,
enige ander event wat jy kan beter beskryf as die wegraping as dit wat hier gebeur het. Maar hierdie is die goeders wat saam met dit gaan. Die son word verduister, die maan sal nie meer sy lig gee nie en die sterre in die hemel gaan val. Dis 'n kosmiese teken. En dan sien ons die teken van Christus in die wolke en dan bring hy sy bruid huis toe. Dan bring hy sy bruid saam met hom na die wolke toe. Maar die punt is after the tribulation. Dis so duidelik as wat jy dit kry in vers 29 sê dit vir ons. Dat is na die verdrukking wat dit gaan gebeur. So hier is al die goeders wat ek nou deur gegaan het. Gaan kyk in Markus 13 vers 27 sê dit nog meer duidelik. En nou is dit waar ons uiteindelik by Openbaring 6 kom. So uur en 20 minute in. Hier is ons nou by die deel waar ons eintlik wil uitkom vir die aand. Openbaring 6. Nou gaan julle sien as ons dit vergelyk met dit wat ons nou gelees het. Gaan julle sien hoekom ek hierdie verskriklike ompad gevat het voordat ons by Openbaring uitkom. Openbaring 6 vers 1. And I saw where the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. Wie maak die seels oop? Die Lamb, Christus. Nee? Christus is besig om die seels oop te maak. Okay? So kyk wat sê dan. And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow. So as Christus besig om die seels oop te maak, wie is die wit perd? Want dis nie hy nie. Hierdie is iemand anders. Dis die imposter. Hierdie is die antichrist. Hierdie is die valse Christus. Maar sien jy, dit is so goed vermom dat meeste kommentators mis dit. So jy sal nou ook sien hoekom dit nie, dis nie dieselfde as Christus wat kom op die wit perd in Openbaring 19 nie. Jy sal sien, is heeltemal verskillend, die hele gebeurtenis en alles. En ook, die ander perde saam met wie hy kom, is Christus in baie slegte company as dat hy is, wat hier kom. So hierdie is die valse Christus. So hy sê, and I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. So, interessant, hierdie boog, kan jy gaan kyk, in die hele Nuwe Testament word hy woord nie gebruik nie, hierdie toxon in Grieks. Interessant, in die Septuagint, die Griekse weergawe van die Ou Testament, die eerste plek waar dit gebruik word, is wanneer God 'n verbond maak met Noag, met die reënboog. Daai boog is die manier wat hy dit gebruik. So, wat het ons nou nog gesê, gaan die Antichrist doen? Hy gaan verbond maak met Israel. Is dit dalk dat hierdie boog in sy hand 'n verwysing is na die verbond? Baie min ouens wat optel daaroor, ek sal dit nie dogmaties sê nie, maar dit is net interessant, dat hierdie woord word net gebruik vir dit. En ook, dis 'n boog sonder enige pyl of enige swets. So, is 'n interessante ding om te gaan ondersoek. Anders as Christus op die wit perd in Openbaring 19, perd word altyd gebruik om oordeel aan te dui. So die perd hier is die punt van oordeel wat ons sien gaan gebeur. Jy kan gaan kyk in Joël 2 en Koning 6, daar's verwysing na dit. Dan kom ons by die volgende perd in vers 3. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, come and see. And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. So hierdie verwys net na oorlog. Is nie nodig vir te veel meer as dit nie. Nou vers 5 tot 6. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, come and see. And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou heard not the oil and the wine. So wat hy hiervan praat is 'n dag se werk, a measure of wheat for a penny, praat dit van 'n dag se werk vir 'n brood. So jy gaan 'n dag werk om 'n brood te kan bekostig in hierdie tyd. So dis waarvan dit praat. So dit praat van hierdie groot afval van ekonomie, dat die ekonomie gaan verbreek word. En ook wat dit sê is, wanneer dit praat van die olie en die wyn, is dit soos leksede. So mense wat ryk is, gaan nog steeds in hierdie leksheid lewe met die olie en die wyn, en mense wat sukkel, wat arm is, gaan nog meer sukkel. Dit gaan kos in hierdie standaard goeders wat ons benodig gaan onbekostigbaar raak. Dis wat baie mense dink dit hiervan praat. Dan vers 7 tot 8 het ons die valperd. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Kom ek vra vir julle, wat is die gevaarlikste beest in die wêreld? Die gevaarlikste dier? Daar's iets nog gevaarliker as mense. Mikroskopiese diere. Siektes, né? Nee? Siektes.
Dood. Dis die ding wat die meeste dood veroorsaak. So hierdie deel praat van pestsiektes. Hierdie valperd, het verwys na pestsiektes, wat die gevaarlikste dier is wat ons nou in die wêreld het. Hierdie valperd is ook die kleur daarvan is soos 'n braakselgroen. So dis 'n lelike ding, né? Dis 'n walglike beeld wat hy vir ons hier skep. Dan gaan ons oor na vers 9 en vers 11 na die 5de seël. En hier gaan ons ook nou weer begin spoed vang. And when he had opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. So hierdie praat van martelaars. Hierdie is die ouens wat gemartel was vir hulle geloof. Dan gaan hy aan en hy sê, and they cried with a loud voice saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. So ja, hierdie praat van, hier sien ons ook net die woord van God, is ook weer titel van Christus, wat ons al baie gesien het in Openbaring, al die verskillende titels wat ons het van die Here. So die woord van God wat hy hier noem verwys na Christus, hulle wat vermartel is vir Christus se wil. En dan vers 12 tot 15, hier is dit nou. Kyk gou of hierdie vir julle bekend klink, van wat ons gelees het in Matteus 24 veral. Sê hy, and I beheld when I had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as the fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of mighty wind. Klink bekend? Son wat verduister word, maan wat nie sy lig gee nie. Hierdie is die deurslag om vir jou te sien, hierdie praat van die wegraping. Hierdie praat van wanneer die kerk weg is. Nou gaan jy sien, ons is betrokke nog aan alles tot dusver. Die res van Openbaring, tot met Openbaring 20, word ons nie genoem nie. So alles wat gebeur van Openbaring 7 hierna, tot en met basis Openbaring 20, is die kerk nie deel van nie. En kyk, ek het julle nou nog gesê hoe belangrik dit is om die verskil te sien tussen verdrukking en wraak, of tribulation en wrath. Kyk wat sê hy nou hierna. Verse 15, and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. Hier kom die wraak nou. Nadat al die seels oopgemaak is, nadat die 6de seel oop is, dan sê hy vers 17, For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Sien hoe mooi harmoniseer dit. Ons is deel van die verdrukking. Ons is daar tot en met seël 6. Ons is daar tot en met die son en maan verduister word. Maar wanneer die wrath val, wanneer God sy wraak op die aarde gaan uitstort, is ons gone. Is ons nie meer deel daarvan nie. So dis 'n ding om oor opgewonde te raak aan die een kant, en dis 'n ding aan die ander kant om jouself geestelik voor te berei. Nou ek het julle oor gesê, ek is eerste in die lyn wanneer daai marteling gebeur, want julle gaan sien die beloning wat martelaars gaan kry. Dit moet vir jou 'n ding wees waarin jy eintlik opgewonde wees. Want as ons hierdie goeders reg verstaan, dan kan ons onsself geestelik voorberei en jy sal opgewonde wees vir daai dag. Want die beloning wat jy gaan kry, daar word 'n spesiale beloning gegee aan martelaars. So dit is die ultimate dood waarvoor jy kan vra in jou lewe. Hierdie kosmiese tekens moet ons nog 'n bietjie dieper oor praat. So Joël sê, die dag van die Here begin na die son en maan verduister word. So kom ons gaan na Joël 2 vers 31. Hierso gaan julle ook sien verder hoe kan ons die Ou Testament en Nuwe Testament saam harmoniseer deur hierdie konsepte reg te verstaan. So Joël 2 vers 31 sê vir ons, The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord. Duidelik. Son en maan word verduister voor die dag van die Here. Okay? Wat belangrik is daar's omtrent 10 keer in die Bybel wat hierdie son en maan genoem word. En jy moet gaan kyk nou, grootliks van my siening word gebou op hierdie feit dat dit is 'n een ding wat een keer gebeur. Dit kon nie in die verlede gebeur het nie. Dit moet in die toekoms gebeur. Want al hierdie goeters is goeters die groot verdrukking moet nog gebeur. Abomination of desolation moet nog gebeur. So dit kan nie 'n verlede gebeurtenis wees nie. Jesus sê na die groot verdrukking word die son en maan verduistering. Wat ons gelees het in Matteus 24. Daarom gebeur die dag van die Here na die verdrukking en na die son en maan verduister word. Maak logies sin? Want Joël sê vir ons, son en maan word verduister, dan die dag van die Here. Jesus sê vir ons, groot verdrukking moet gebeur, dan gaan die son en maan verduister word. So dit is groot verdrukking, son en maan word verduister, daarna die dag van die Here. Alright. Hierdie verduistering kan nie verwys na enige verlede gebeurtenis nie, want die groot verdrukking moet eers plaasvind. Ons het nou baie tyd daaraan spandeer. So as jy dink dit in die verlede gebeur, ek weet jy harmoniseer jy enige een van hierdie ander goeters as dit jou siening is. Maar daar is 'n toekomstige
dag van die Here wat gepaard gaan saam met hierdie son en maan wat verduister is. Ook, sê nou maar die son en maan was verduister, soos hierdie konteks is, sou is nie iewers in geskiedenisboeke of sekulêre enigiets gelees het. Verstaan, niemand het al ooit gesê die son en maan was verduister in hierdie konteks met hierdie ander goed wat moet gebeur het. Daar's ouens wat sê hierdie is metafories. Nou kom ek verduidelik vir jou, as ons deur Matteus 24 gaan, ons het so mooi, al daai goeters is, hier's oorloë, wat almal letterlik interpreteer. Hierso is vals Christusse, almal interpreteer dit letterlik. Hierso is, jy gaan weer deur dit en dan sien, letterlik, en dan kom hulle by vers 29 tot vers 31 en nou wil hulle dit ewe skielik simbolies maak. Nog meer is die probleem van dit, kyk gou wat sê Matteus 24 vers 32. Om net die cherry op die koek te sit van hoekom hierdie nie simbolies is. Hy sê hy, vers 32, na alles wat ons nou deurgegaan het, now learn the parable of the fig tree. Hy waarsku jou en sê, hey, hierdie was letterlik, nou gaan ek simbolies toe. Hy kan dit nie meer duidelik maak vir jou dat hierdie goeders moes ons letterlik interpreteer. So dis nie 'n simboliese maan en son wat verduister word nie. Jy sien die impak wat skrif verloor deur dit simbolies te maak. Dit is vir my wat my so bekommer van 'n simboliese siening hê van hierdie goeders. Dit verloor totaal en al die begin, die doel van hierdie, die impak wat dit moet maak vir ons as Christene om te besef wat gaan gebeur. En nog meer, Daniël 9 verloor heeltemal sy betekenis as jy dink dis 'n simboliese ding. Of ons moet dit simboliseer, of dit was in die verlede. Daai great apologetic wat ek vir jou gegee het, gaan verlore as jy dit simbolies maak. Een van die grootste apologetiek wat daar is in die Bybel. So, weer eens, jy kan dit nie metafories vat nie, hy waarsku jou in vers 32 so mooi van die fig tree. En weer eens, Johannes praat in Openbaring ook van die fig tree, wat ons al gelees het in vers 12 tot 13. So dis hierdie kosmiese teken. So, hierdie is die punt wat ek vir jou wil gemaak het, toe ek gesê het, gaan bestudeer die twee. Ek gaan nie nou in detail aangaan nie, maar daar sê jy sien, soos 1 is die valse Christusse, Matteus 24 vers 4 tot 5, Openbaring 6 vers 1 tot 2, is dieselfde ding. Dit praat van al twee van valse Christusse. Oorloë, soos die rooi perd, en Matteus 24 vers 6 tot 7, die hongersnood is die swart perd, die pestsiektes, daar kan jy deur dit alles gaan. Die vervolging, en dan die kosmiese tekens. Die kosmiese tekens in Matteus 24 vers 29 was die kruks van die saak, wat ek vir jou vanaand wou gee. En weens, nie my woord van daarvoor nie, as jy dink ek kan dit verkeerd bewys, kom sê vir my, ek wil nie net my opinie op jou afforceer nie, as ek verkeerd is oor hierdie goeters, wil ek dit weet. En ook, wil ek vir jou sê, ek hoop ek is verkeerd hieroor. As daar een ding is in die Bybel wat ek hoop ek is verkeerd oor, is dat ons nie deur die groot verdrukking hoef te gaan nie. Maar ek kan nie andersins dink dat ons hierdie kan harmoniseer. Ek wil eerder myself voorberei en reg wees vir wanneer die verdrukking tref, as wat ek nie voorbereid is nie, en die Here praat van 'n groot afvalligheid wat gebeur, want ek dink, ouens wat wag vir hierdie, dat die Here ons gaan wegraap, en nou tref al hierdie slegte goed, gaan add by die prinsip dat hierdie mense gaan wegval. Want hulle het gedog, waar is die Here nou? Hy kom haal ons nie. Hier word ons kop afgekak, ons word gemartel, dis groot verdrukking. Hy het al gesê, hy gaan ons kom haal, wat gaan nou weer aan? So julle sien my punt, julle sien die praktiese doel van hierdie, is om jou geestelik voor te berei vir wat voorlê. So die dag van die Here sal hoofsaaklik 'n tyd van groot seën wees. So, is nog 'n bietjie tyd. As ons die dag van die Here gaan bestudeer, is 'n hoofsaaklike tyd van groot seën. Daar's skrif wat julle kan gaan kyk vir dit, maar dis ook 'n kort tyd van oordeel. Julle sal sien die wraak van die Here, hierdie toorn van hom wat begin val hier na Openbaring 6, is 'n kort deel van hierdie groot deel van die dag van die Here. So ek gaan vir jou probeer bewys aan die einde van hierdie kursus dat die dag van die Here is die 1000 jaar millennial koninkryk. Ek dink die 1000 jaar millennial koninkryk is wat die dag van die Here beskryf. So dit gaan ek doen deur vir jou te wys waar dit begin, soos waar die sun en moon gedaken word, en dan gaan vir jou wys waar dit eindig. En dit sê jy teen die einde van die kursus kan sien. Maar die deel wat wys na oordeel is daar Jesaja 13 vers 6 tot 13 en Sagaria 14 vers 1 tot 5. Hoekom hierdie ook baie relevant is wanneer die dag van die Here val, die ander groot vers waarna almal verwys wanneer ons praat van die wegraping is 1 Tessalonisense 4 vers 17. So kom ons gaan gou daar laat ek dit vir jou lees. Dan sê dit, then we which are alive and remain shall be caught up together, dis harpatsu, die opneem in die hemel, with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Maar nou gaan hy aan, onthou, hierdie hoofstuk verdelings is bygesit na die tyd. Hierdie is eintlik, Paulus skryf 'n brief wat aan een vloei. So lees hierdie as aan een. Dan gaan hy, wherefore comfort one another with these words. Dan sê hy, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so come as a thief in the night. The day of the Lord kan eers kom nadat die wegraping gebeur. As hierdie as
aan een lees, dan sien jy die wegraping gebeur in vers 17 en in die volgende hoofstuk sê hy die day of the Lord kom soos 'n thief in the night. Eers as die wegraping klaar gebeur het. Openbaring 6 vers 16 tot 17 wys eers na die 6de seël oopgemaak is, sal die wraak van die Here op die aarde val. So hier is vir jou weer 'n mooi prentjie van die tydlyn wat ons hierby wil uitkom. Nou hierdie ding gaan ons nog baie meer volmaak. Hierdie ding is onvolledig totaal en al. So ons gaan nog baie detail in hierdie ding insit, maar vir nou ooreenkoms met Israel, die abomination of desolation. So die antichrist gaan op die scene kom, hy gaan 'n ooreenkoms maak met Israel, begin jou klok vir die laaste 70ste week van Daniël. So dan het ons hierdie 7 jaar periode, in die middel van hierdie 7 jaar periode is die abomination of desolation, wat dan lei tot die groot verdrukking. Hierdie groot verdrukking tyd wat ons in Matteus 24 gelees het, van vers 15 tot 29 beskryf dit wat daar gebeur. Dan gebeur die wegraping saam met die son en maan wat verduister word, en dit lei dan na die dag van die Here. Wat julle gaan sien is 'n uitgerekte 1000 jaar periode, en dit gaan ons mooi nog deur die res van die kursus behandel. Maar dis om vir jou 'n scope te gee van wat hier aan die gang is. Die volgorde van gebeurtenisse. Dit is waar ons vanaand gepraat het. Net 'n paar goed issues wat ouens het, kritiek op hierdie posisie. Want as julle hierdie goed gaan bestudeer, is hierdie die hoofgoed is wat hulle gesê hoekom dit nie sin maak nie. So, die een ding is wat hulle noem die doctrine of imminence. Dis die konsep dat Jesus op enige tyd kan terugkom. Hierdie skrif wat ek hier vir jou gee, wys 100% dat dit is nie waar nie. Dit is net nie so nie. Dit is oor en oor in die Bybel sê dit vir ons dat hy kom byvoorbeeld soos 'n dief in die nag. Dief in die nag beteken meer dat dit skielik kom. Nie noodwendig dat dit op enige tyd kan gebeur nie. Ook sal hy sê soos wees aanwagtend, soos wees op julle hoede vir hierdie dag. So hy sê wees wakker. Wees wakker beteken nie hy kan op enige tyd kom nie. Niks van dit kan jy translate na imminency nie. So imminence beteken enige tyd. Nie imminent soos 'n koning nie. Nie 'n imminent, daai tipe soos 'n koningfiguur nie. Jou eminence of wat ook al. Imminent beteken dit gebeur op enige tyd. Ook belangrik 2 Tessalonisense 2 wat ons nou deur gelees het, sê voordat die dag van Christus wat die wegraping is gebeur, moet die antichrist op die spel kom en die groot wegval moet plaasvind. Daai twee goed het nog nie gebeur nie. So Paulus het nie geglo die Here kan kom op enige tyd nie. Die nog beter bewys is Openbaring 10 vers 11. Ons gaan natuurlik verder in die kursus in detail daar aangaan, maar net vir nou kyk wat daar aangaan is hierso skryf Johannes, die laaste boek in die Bybel, die laaste geskryf, sê hy hierdie. And he said unto me, thou must prophesy again before my people and nations and tongues and kings. Hierso kry Johannes 'n opdrag dat hy weer moet gaan profeteer. Nadat hy Openbaring geskryf het, is daar nog goed wat hy moet gaan doen. Hy moet van die eiland van Patmos af wegkom en nog goeders gaan doen. So Johannes het nie geglo in imminency. Hy het geweet hy het nog goed om te doen voordat die Bybel klaar is. So julle sien, dit is nie iets wat jy kan reconcile met skrif nie. Die idee dat Christus op enige tyd kan kom nie. Dan Matteus 24 vers 37, ons praat gou op hom. Ek het nou so vinnig dit genoem, laat ons net bietjie meer gereedskap het wanneer iemand hierdie opbring. So dit sê, but of, ekskuus, hier is die vers 37, dit moet eintlik wees vers 36, but of that day and hour, hierdie praat nou van die wegraping, alles waar ons vandag gepraat het, sê but of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. So hiersoos probeer hulle die argument maak, niemand sal weet wanneer hierdie dag gebeur nie, en ek sê hiersoos goeders wat ons kan sê, jy weet, volgorde goeders wat gaan gebeur voor daai dag kom. Nou, hoe mens dit terug teen argumenteer, die eerste ding is, hy sê of that day and hour, hy sê nie die seisoen nie. Wat ek vir julle probeer vanaand gesê het, is ons sal die seisoen kan herken. Ons kan sien, hier is die groot verdrukking. Ons kan sien, hier is ons tekens. En wie eens het word verkort. Okay? Ook sê hy, knoweth no man. Daai is die present tense. Daai knoweth sê, julle sal nie weet nie. Niemand van julle wat hier voor my is, sal weet wanneer hy weer kom nie. So, dis net grammaties, is dit ook nie 'n probleem in die siening wat ek vir julle hier try gee nie. En dan 'n ander ding wat hulle sal sê is, hoekom sal Christus die kerk pak slaag gee? Hy is al lief vir sy bruid, hoekom moet hierdie tribulation en goeters gebeur? Weeens, wraak is Christus wat pak slaag gee, tribulation is nie. Dis wat die wêreld aan ons doen. En ons het nou oor en oor gesien, die benefit, die waarde daaraan dat daar tribulation gebeur. En God se hart is dat almal gered moet word. Dit is wat hy wil hê. Dis wat 2 Petrus 3 vir ons sê. So, die Here stel hierdie goeters uit om te gebeur sodat almal tot redding kan kom. Dit is sy hart, dis wat hy wil hê moet gebeur, en dis hoekom hy sy tyd vat vir dit. Maar ek dink dis 'n goeie plek om vanaand af te sluit. Vir volgende week gaan ons meer hoofstukke
Ons gaan meer hoofstukke gecover kry. So julle kan gaan lees Openbaring 7 tot en met 14. Alright, so julle kan daai hele deel lees. Onthou wat ek vir julle gesê het om sensitief wees vir die feit dat daar 'n parentese is deur 'n klomp dele van die goeders wat ons nou gaan doen. Julle sal sien, ons het nou 6 seels behandel. Nou vat hy 'n breek. Hy vat 'n hoofstuk breek in hoofstuk 7. Gaan kyk vir jouself en dan hoofstuk 8 gaan hy weer aan met die seels. Jy gaan sien dan gaan hy aan met die 7de seël en dan begin hy met die trompette. Dan stop hy by trompet 6 en dan het ons 'n 3 hoofstuk breek. Openbaring 12, 13 en 14 en dan gaan hy weer aan met die trompette. En dieselfde met die bakke of die vials wat hy daar in die groot conclusion van hierdie hele ding vir ons gee. Maar ja, julle kan dit gaan bestudeer en ook Daniël 8. Daniël 8 is 'n belangrike ekstra deel wat meeste ouens mis in hierdie profesie wat ons hier het. So wat ons nou gaan doen is ek gaan vir ons afsluit. Die ouens wat vra het, julle kan dit vorentoe bring. Die ouens van julle wat wil waai, as jy tevrede is met alles wat ons vanaand oor gepraat het, anders gaan ons van die vrae hanteer met die tyd wat oor is.